Goeienaand en ons is weer terug. Goeienaand, na 'n lang tyd van afwesigheid is weer terug. En ja, ons is al eintlik al so ver in die nuwe jaar in, maar voorspoedige nuwe jaar vir elke aanlyn kyker. Dit is so lekker om weer saam met julle te kuier en saam hier te wees en saam die Here te dien en te eer. So. Ja, mag het vir jou 'n besondere goeie jaar wees. Ja. Ons 2 weke al weg, waar dit is, weet ek nie, maar Ja. ons gaan aan en ons hoop dat dit vir jou regtig 'n besondere mooi jaar sal wees. Ja, soos net die weke kan vang en vashou, nee, maar dit gaan net eenvoudig te vinnig verby. So, maar dit is lekker om jou hier te hê en saam met jou te kuier weer eens rondom die woord. Ja, en terwyl ons daar's 'n klomp goed wat aan die gebeur is in ons land. Op die een plek spoel hulle weg, op die ander plek brand hulle uit. So ons moet maar bid vir ons land. Wêreldwyd is daar ook 'n klomp goeters wat maar de mekaar loop. Ek dink een van die goed wat ons moet doen in 2026 is dat ons maar baie tyd in gebed sal deurbring. En ons totale afhanklikheid elke dag van die Here ook sal toon. Ja, so baie welkom Erna. Lekker om weer saam met jou ook te kuier. Vir Charlotte, ag lekker. Goeienaand gebedsfamilie. Dis so lekker om weer saam te kuier in die woord gebedsfamilie te hoor. Oom Mike, baie welkom ook daar vanuit die Kaap, Ronel. Lekker om ook van jou te hoor en saam met jou weer te kuier. So skop ons die jaar af. Ja. Ja, ons skop die jaar af, maar dit gaan net aanvanklik 2 keer wees. Hallo Daleen, welkom. Hier vanaand en dan volgende week. Ja. En dan gaan ons weer 'n bietjie stop. Ja. Omdat ons klaarmaak in die gemeente. Ja. Ons gaan trek en ons wil net graag weer alles net reg kry en opsit. En dan gaan ons weer aan, maar op 'n ander platform. Dieselfde ding wat ons nou doen, waarskynlik. Maar ons gaan nie meer dan onder NG moedergemeente Rustenburg bedien dan nie. Ja. Ek dink dit is belangrik om so lank te sê en voor te berei dat ons gaan na Spreekvry toe. Ek dink baie van julle ken Spreekvry en dis maar die platform, die blad waar ons dan gaan gebruik. Ja. Ja, so ons gaan oorskuif soontoe, maar daar gaan 'n tyd wees wat ons nie wat sal ergens in Februarie waarskynlik wees. Ja. Wat ons gaan oorskuif. Ja. Maar tot dan Ja. vir ons eers om verskoning dat ons net 2 keer. Ja. Dis nou goed wat ook nou maar buite ons beheer is. Ja. Ons weet almal tree af en maar ons sien dit nou nie as aftrede nie, ons sien dit as uittreë en ons gaan aantree ergens anders. Ja, nee, dis definitief nie aftree nie. Mense praat maar van aftree, maar vir ons is dit net 'n uittreë vir 'n oomblik. Ja. Ja, en dan in opwinding wag en wat die Here vir die volgende seisoen beplan. So Ja, en dan is ons nou pensionarisse, né? Dan kan ons daar Pretoria toe gaan en 'n heel dag in die bus ry, gratis. Op en af. Ons gaan na 'n restaurant gaan soek vir die hele dag kan tee drink en koek eet gratis. So as julle in die omgewing van ons gaan 'n artiest trek. Hallo Martin. Maar as jy in die omgewing nou van 'n artiest is en jy weet van daai pensionarisplekke, né? Stuur daai wenke deur. Ja. Maar ja, dis iets om na uit te sien in elk geval. So mense het eintlik ons het eintlik hierdie ambivalente gevoelens daaroor en mense is opgewonde en aan die ander kant is jy hartseer. En so ja, dis maar goeders waarmee mense moet deel in hierdie stadium van hou se lewe. So Charlotte sê ek is verheug om dit te hoor. Hierdie aande is so belangrik vir my. En dit is so Charlotte. Nee, ons gaan verseker voortgaan. Jy gaan nou net so 'n paar keer sulke in en uit wees, tydelike in en uite, maar ons gaan verseker voortgaan. Ja. Ja. En terwyl ons nou vanaand begin, wil ek dit omwonde stel. Die ooievaar het jou nie gebring. Nee, ek het gedink ek is in die berg gevang. Ek was op 'n jaantjie en ek het daar rondgehardloop.
En toe my pa maar gesien, toe sê hulle, hulle hou van daai oulike poppejantjie met haar wip. Nee, sê, ons gaan haar vat. Is dit nie So ergens moes hulle 'n stert afgekap het. Ja. Nee, ons wil vanaand praat oor jou geestelike DNA, jou hemelse DNA. En dis hoekom ons nou praat oor waar jy vandaan kom. En jy kom van 'n pa en 'n ma. En ek weet vandag met die tegnologie is daar nou 'n klomp ander goeters wat gebeur. Maar in die normale gang van die lewe het ons almal 'n pa en 'n ma. normale, biologiese. Pa en 'n ma, 'n vrou en 'n man. Dis net so. Ja, ons nie iets anders nie. En of jy daarvan hou of nie daarvan hou nie, is baie keer begin ons lyk soos jou pa of jou ma, né? Ek dink vandag is ons dalk dankbaar dat mense 'n bietjie lyk soos 'n pa, soos jou pa of jou ma met al hierdie goeds. Maar ja, mens trek na jou pa en jou ma en uiteindelik kry mense sulke eienskappe van jou pa en ma en ek dink dat mens sien dit in jou kleinkinders ook. Ek dink baie van julle kan getuig daarvan en dan sien jy net eenvoudig, haai maar hierdie klein kind het sekere eienskappe van hulle oupa en dan word hulle nie eens by oupa groot nie, maar jy sien net eenvoudig hoe daardie DNA dan eenvoudig net vermeerder en aangaan en voortgaan eintlik in jou nageslag. Ja, so as 'n baba gebore word, dan sê ons dikwels hy lyk soos sy pa of hy lyk soos sy ma. Ek wil dit ook net stel, al 4 kleinkinders het soos ek gelyk. Nee, mooi kinders, Dat hulle maar mooi mooi kinders. En ons doen baie keer, omdat ons ouers naboots, doen ons baie keer die goed wat ons gesê het toe ons klein was, ek wil dit nooit doen nie, maar ons het hulle nageboots, Ja, en ons doen baie keer dieselfde goed. Is so. Nou hier is die goeie nuus, jy is 2 keer gebore, as jy 'n kind van die Here is. So jy het 'n nuwe vader om na te boots. Daar kom 'n hele nuwe erfenisstroom na jou toe. Die Bybel openbaar God as almagtig, alwetend, alheilig, koning, skepper, heerser, en ons kan aangaan met al die name wat God genoem word, maar daar's een belangrike ding wat hy graag wil hê dat ons moet weet. Hy wil geken word as 'n Vader. Ja. Ons hemelse Vader, Ja. die perfekte Vader, en hy gee vir ons eienskappe wat ons nie van ons ouers kan kry nie. Nou ek weet, daar is dalk van julle wat, as jy die woord pa hoor, dan is jy sommer dadelik kwaad, want jy het 'n ander ervaring van jou pa, en kom ons stel mekaar dadelik gerus, God is nie soos jou aardse pa nie. Nee. Hy is die perfeksie van jou pa. Ja. Hy is nie die weerspieëling van jou pa nie. En kan jy onder die waterval van sy genade vrylik lewe, en sal hy ook altyd vir jou lief wees, en sal hy altyd vir jou genade bewys. Want jy is sy geliefde dogter, of jy is sy geliefde seun, en dit is hoe hy na ons kyk. Ja, en daai liefde het hy mos nou vir ons bewys, in Jesus Christus, né? Dat hy ons so lief gehad het, Ja. dat hy sy enigste seun gegee het, sodat jy ook kan weet wie jy is en wie sin jy is. Jy is 'n kind van die almagtige Vader. Dis wat jy eintlik nou sê, is jy het 'n identiteit, jy is iemand. Jy is iemand. Ja. Jy is iemand, né? So jy het 2 stambome. Jy het 2 geboortesertifikate. Een sertifikaat is aards en een is hemels. Op die een of ander datum en plek het jy in hierdie lewe ingekom, is jy gebore, maar op 'n ander datum en plek het jy in geloof Jesus Christus as jou verlosser aanvaar. Is hy die Here van jou lewe? En kom ons sê dit ook vanaand, kom ons kry dit ook sommer uit die pad uit. Daar is diegene wat sê, as jy nie 'n dag en datum het waarop jy die Here aanvaar het nie, dan gaan jy nie hemel toe nie. Nou dit is nie waar nie. Daar is nie so voorwaarde in die Bybel nie. Ek kan byvoorbeeld nie onthou op watter dag ek my lewe vir die Here gegee het nie, wat die spesifieke datum is nie. Beteken dit dan nou dat ek nie hemel toe gaan nie?
Dit kan mos nie waar wees nie. Daar is mense wat 'n radikale bekering het, Ja, soos Paulus. dis reg. Ja. Maar daar's mense soos Timoteus. Hulle het groot geword in 'n huis waar geloof maar deel van hulle was. Ja. Ek glo nie Timoteus het 'n dag en 'n datum wat hy kan sê, dis die dag wat ek... Hy het net op 'n stadium besef, hy is 'n kind van die Here. Ja. Ja. En hy lewe onder die genade van die Here. So, jy het hierdie tweede geboorte sertifikaat wat sê, jy is 'n kind van die Here. Dis nogals belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Johannes beskryf dit so, hy sê in Johannes 1 vers 12, aan ons almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Daar staan nie, jy moet eers jou datum ken, Nee. voordat jy 'n kind van die Here is nie. Nee, jy moet in Jesus Christus glo. Ja. Dis die voorwaarde. Ja, ek word nie in God se familie ingewerk nie. Ek is ingebore in sy familie. So dit word nie bepaal deur my afkoms en my agtergrond en my ouers en hoeveel prestasies ek het of wat 'n goeie werk ek gedoen het nie. Ek is dit want ek het Jesus ontvang en ek glo in sy naam en dit maak my 'n kind van God. Ja, want Romeine 6 sê, die genadige gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons lewe. Is nie uit die mens uit nie. Nee. Ons is uit God gebore. Sê Johannes 1 vers 13. So as jy diep in God se hart inkyk, dan gaan jy God se liefde vir jou raak sien. Nie omdat jy dit verdien het nie, nie vanweë jou groot geloof nie, maar vanweë sy groot liefde vir jou. In Johannes 3 vers 1 sê, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Seun en dogter van God. En daai liefde vir jou gaan nooit taan nie, dit gaan nie wegraak nie. Jy kan weet, die Here is, maak nie saak waar jy is, wie jy is, het jou lief in alle omstandighede nie. Maar nie net het jy nou 'n tweede geboortesertifikaat nie. Jy het ook die geestelike DNA van God. Ja. Toe jy gebore is, hier fisies op aarde, het jy die DNA van jou ouers gekry. Met jou geestelike geboorte het jy eintlik niks van jou ouers gekry nie. Ja, hulle kon jou gewys het wie die Here is, hulle kon jou gewys het hoe jy moet lewe as kind van die Here. Maar toe jy wedergebore is, het alles wat jy gekry het jy niet van God gekry. Ja. En God sien ons nie as 'n projek nie. Hy sien ons net as 'n geliefde kind, iemand wat hy ontvang. En hy's net gereed om jou lief te hê. Ons is kinders van God volgens 1 Johannes 3 vers 1 en dit is wat ons is. Daar's niks wat dit kan verander of wegvat nie. Ja. So jy het nog steeds die geestelike DNA of die fisiese DNA van jou pa en jou ma. Dit het jy nog. Jy het 'n paar karaktertrekke van hulle, jy het hulle fisiologie. Maar God gee ons 'n nuwe lewe. So jy's wedergebore deur die Gees van God. Wat beteken dat jy splinternuwe DNA van God ontvang het. Jy moet dit net glo, né? Want dit gaan 'n paar goed beteken as jy dit begin glo. Hierdie geestelike DNA bring nuwe struktuur in jou lewe, nuwe karaktereienskappe, nuwe hanteringsmeganisme. Hierdie geestelike DNA gaan begin vir jou sê hoe jy moet reageer in sekere situasies, hoe jy moet optree, hoe jy moet dink. Dit beïnvloed jou denke, dit beïnvloed jou hele lewe Dit eintlik. beïnvloed jou praat selfs. Ja, hoe jy liefhet, hoe Ja. jy angs doen. Baie keer sê mense vir my, ek probeer om as kind van die Here te lewe. Ja, jy moet probeer, maar onthou dit, jy is of sy kind of jy is dit nie. Ja.
En as kind, omdat jy hierdie geestelike DNA gekry het, kan jy op 'n ander manier lewe. Kan jy met die behulp van die Heilige Gees so lewe dat God verheerlik word. Ja, want jy leef nie meer uit eie krag uit nie, jy leef uit 'n nuwe kragbron uit. Ja, so die sonde gaan dan nie meer oor jou heers. Dis reg, ja. Ja, die natuurlike DNA is nog steeds deel van jou. Maar jy is nie meer die slaaf van sonde nie. Jy is vrygemaak deur Jesus Christus, lewend vir God in Christus. Jy is 'n nuwe skepping en daarom gaan jy leef volgens die wil van die Here. Ja, dit is nie altyd maklik nie. Maar as jy oorgegee is aan die Here, dan word dit net makliker en makliker. So hoe gaan jy dit regkry? Jy het sekere dinge van jou ouers begin naboots, want jy het gesien hoe hulle dit doen. En al wat jy nou moet doen is om God in 'n sekere sin na te boots. Jy word nie goddelik nie. En ek weet daar's 'n kerkgroep wat sê jy word 'n klein Jesus Christus. O nee, Nee, jy word nie 'n klein Jesus Christus nie. ons kan dit nie wees nie. Ja. Nee, Maar jy kry 'n nuwe natuur ja. deur God wat hy aan jou gee. Paulus het gesê, hy sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Galasiërs 2:20. Paulus beskryf ook verder hoe Christus deur geloof in ons harte kom woon. Efesiërs 3:17. En daarom kan ons onberispelik optree met begrip, met verdraagsaamheid, met vriendelikheid, sê 2 Korintiërs 6:7. En ons doen dit deur die Heilige Gees. Ja, dis so 'n goeie nuus, nee, want dit het alles absoluut hierdie domino effek van die menslike DNS. Ons het daardie spesifieke eienskappe wat die sondige natuur uitmaak en ons word gebreek deur die krag van die lewe. Die dood en die opstanding van die Seun, nee, want Jesus is lewe. Want die nuwe DNA breek die ou DNA. Dis reg. So 'n nuwe lewe begin. Ons die nuwe lewe En ons is begin. seuns en ons is dogters van God. Ja, so as jy God begin naboots, en hierdie is waar ons eintlik wil uitkom vanaand. Hierdie is so mooi. Ja, dan gaan jy die hart van God begin raak sien. Maar nie net gaan jy dit raak sien nie. Jy gaan begin om God, die Vader, se hart te begin leef. En jou hart moet in ritme met God se hart Dis so mooi. begin klop. Oh, is dit nou Né? mooi nie? Ja. Want as jy jou hart oophou vir God se hart, Ja. gaan liefde daarin begin klop. Dit gaan jy gaan lief hê voordat jy verstaan. Jy gaan genade wys voordat jy begin oordeel. Jy gaan teenwoordig wees soos wat 'n pa by sy kinders teenwoordig is. Jy gaan begin om die wil van God te doen. Wanneer jou hart in ritme met God se hart klop, is dit om jou eie wil stadig te los. En te kyk hoe God dit begin doen. Jy gaan in sagtheid teenoor gebrokenis lewe. Geduld met die wat verdwaal. Jy gaan getrou wees aan die Here, selfs wanneer niemand kyk nie. Ja. Jy gaan vergewe, daar waar mense nie jou vergifnis verdien nie. Jy gaan genade uitstraal. Jou taal gaan wees liefde teenoor God en liefde teenoor my naaste. Jy gaan vir die vreemdeling 'n naam gee. Die gebrokenis gaan hoop by jou vind. As jou hart in ritme met God se hart klop. So jy gaan eintlik 'n tuiste word van genade. 'n Plek waar mense genade kan ontvang. 'n Ja, Plek ja. waar mense rus kan ontvang en Ja. vrede kan ontvang. En om God se hart klop te sien en in ritme daarmee te leef, gaan jy nie net oor Christus praat nie. En jy moet oor hom praat. Maar jy gaan hom begin sigbaar maak. Jy gaan wys wat dit beteken om lief te hê, Ja. om te dien en te vergewe. Yes, genade uit te deel. Ja. Ja. So laat jou hart in ritme met God se hart klop. Boots hom na. Hierdie jaar
Dis wat God jou roep om te doen. Elke dag. Ja. Lewe volgens die nabootsing van God. Ja. Dit wat jy gesien het. Ja. Jy gaan 'n verskil maak. Ja. En ek dink ek wil ook net sê, jy's nie net verniet aanlyn hier vanaand nie. Ek wil jy met hierdie hoor, jy is uitgekies. Jy is geliefd. Jy is gekies om vanaand hier te wees. En dit is wat God vanaand vir jou wil sê. Dis asof hy net wil sê, raak net rustig en hoor net vir 'n oomblik wie jy is. Want jy moet ook vanaand weet, jy het 'n geestelike identiteit. En jou identiteit is wie jy is. En jy's gebore vanuit God. En ek dink dit is my belangrik om net, ek sien net so vir 'n oomblik, en maak net jou oë vir 'n oomblik toe, en raak net rustig, en sien net, hoe God kom en hoe jou liggaam gereinig word, en hoe sy liefde jou hart kom aanraak. Sien hoe alles wat jou sondige natuur bepaal het, gekruisig is, saam met Jesus Christus. En kies om God se kind te wees, en ook om te leef volgens die gees van God. En ek dink, kom ons maak sommer 'n aktivering vanaand, en tik hier op die chat, en sê, ek is 'n kind van God. Ek is geliefd. Ek is vry van sonde. Ek leef in die krag van Jesus Christus. Ek kies om in ritme met God se hart te leef. En as jy hierdie geestelike identiteit ontvang het, gooi vir ons 'n duimpie daar en sê, ek ontvang het in Christus 'n nuwe lewe. In Christus is ek rein gewas met 'n nuwe identiteit. En geniet hierdie nuwe identiteit. Stap daarin. Ja, ek sien Sonja klaar daar geskryf, help my Here om in ritme te kom Ja, met die jaar. dis mooi. Dis Ja, dis baie mooi. Ja, Ons het saam met julle gekyk na van julle kinders wat teruggegaan het skool toe. Van hulle het nuwe ervarings, hoërskool of dalk die eerste keer laerskool toe. Van hulle is klaar met skool. Mag die Here ook daarin met elkeen van julle wees, en laat dit ook vir julle en julle kinders 'n besondere jaar wees. Kom ons bid ook saam, en ons bid weer vir ons mense, ons familie. Dankie Here dat ons hier in die begin van 'n nuwe jaar met nuwe opwinding en vertroue teenoor U ook kan bid. Ons bid vir Linel en Anel Christo en Charlotte Wolmrans, vir Martin en Rentje Gous. Ons plaas hulle almal voor U, Here. En ons bid dat U absoluut met hulle sal wees. Dankie Here dat ons kan weet, U sien hulle raak en U wil hulle aanraak. Ons bid steeds vir Christoph Molan, dan die Susan de Plooi, wat ook vandag weer in haar woonstelletjie was, vir Annelien en vir Pieter, Marina de Vos en Marinda Leroux, Marno Breed en Isak Jonker. Dankie Here dat ons hulle net weer opnuut voor U kan kom sit, en ons bid, sien ook vir hulle raak hulle aan. Ons bid vir Martin en Erna Pelser, Here, ook in hulle eie omstandighede, U ken hulle omstandighede, en ons bid dat daar ook uitkoms gaan wees, ook waar dinge daar verander. Dankie Here ook dat U vir hulle die geloof skenk, om ook vas te hou aan U. Ons bid vir Johan van Rooyen en Niels van Rensburg en Lucy, en Tannie Koti Norkie daar in ICU, en Joan van der Berg en Kobus van Sail en oom Mike. Dankie Here ook vir hulle elkeen. Ons bid steeds vir genesing vir elkeen van hulle. So ook vir Marie Klaasen en Elsabeth Pieterse en Eben Kloppers, en Henko Vermeulen wat 'n operasie ondergaan het. Ons bid vir Linda Vermeulen,
Adele Marx en Trudy die Bison. Here, u kinders, ons bid, kom en wees ook met hulle en raak ook vir hulle aan. So ook vir Letty met die skouer en Nora Myntjies, Andries Pretorius, Klein Leon, Auntie Gog, Ingrid Kaywood, Tannie Audrey en Nicoline Tombay. Dankie Here dat ons weet, elkeen is belangrik in u oë. Hulle is u kinders. En ons bid, versorg ook vir hulle en genees ook vir hulle. Ons bid vir Anandi, Tannie Marie, Was van der Merwe en vir Willem, Christo en Hanley en Waldo Vry. Ons bid dat daar ook 'n besondere oplossing ook vir hom sal kom. Dan oom Botti wat herstel vir Leni, Molet, Marita en Belinda en Daniel. Ons bid vir Annelie Koekemoer, dankie Here ook vir die reën wat daar in Mopani uitgesak het. Ons bid vir Alet Swanepoel en om Wiek Robertse, vir Angelies Botha en ons bid steeds vir Sonja en die toekoms rondom haar. Vir Annemarie Swanepoel wat ook haar been gebreek het. Ons bid ook vir spoedige herstel vir haar. Ons dink aan ons land, Here, daar waar oorspoelings is, dat U uitkoms sal gee. Daar waar daar nog droogte is, dat U ook daar uitkoms sal gee. En ons sê vir U dankie vir reën wat oor 'n wye gebied geval het. Ons eer U ook daarvoor. Ons bid vir skole wat oopgemaak word en ons kinders wat so in die spervuur staan, selfs die onderwysers. Ons bid, Here, laat ons elke skool weer sal terugkeer na U toe. Dankie vir hulle wat vashou aan U. Ons bid dat U hulle sal sterk maak en sal bewaar. Ons bid vir die land en sy mense. Gee ons vrede, Here. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Amen. En amen. Ons, Ja, sy. Mag julle 'n vredevolle week hê. was lekker om weer saam te kuier. Ek sien daar so dit kom so deur die comments. Charlotte en Erna, wat ek nou kan sien met Ja. my foon. Maar dankie vir julle elkeen en dankie dat julle ingeskakel was. Ja. Ons eer die Here vir elkeen van julle. Mag dit met julle goed gaan hierdie week. Ons gesels se volgende keer dan weer. Totsiens. Totsiens.